Wim, baie geluk met daai groot toekenning van jou. Vertel gou vir ons hoe het jy die toekenningsgeleentheid beleef? Dit was eerstens baie dankie. Ek waardeer dit opreg. Die toekenningsbyeenkoms en die hele skouspel hier in Londen is net ongelooflik, jy weet. Dit is maar basies maar die wêreldse Oscars van fotografie, jy weet. So jy het al die groot fotografe, die grootste wêreldberoemde ouens wat van oor die wêreld af kom om hier toe te kom oor hierdie week in Londen, en so om natuurlik weg te stap met hierdie groot prys is 'n ongelooflike eer, en dit is verseker 'n hoogtepunt in my loopbaan as wildfotograaf. So ja, jy weet, 'n ou so amper half uit die ding het gestaan as jy instap en jy sien hoe groot hierdie wat 'n event. Hoe groot hierdie skouspel is hier so in Londen, jy weet. Is 'n event. Luister, Wim, ek wil by jou sê, ek sien, toe ek na die toekenningsgeleentheid gekyk het, sien ek dis meer as 'n handvol mense wat op die kortlys was. Weet jy hoeveel het ingeskryf? Ek dink dit was net so oor die 60,000 mense wat eventueel deelgeneem het aan die kompetisie, ja. In jou spesifieke kategorie ook? Nee, dit is vir al die kategorieë, en dit is natuurlik van die jong manne reg deur tot by ons ou manne wat nou almal deelneem aan die kompetisie, etc. Jy weet, so nee, dit is daarom al die foto's wat ingekom het, jy weet. Hoor hier so, Wim, en dan ek sou graag 'n bietjie meer wil uitvind oor die foto. Ek sien jy sê dit het jou 10 jaar geneem om daai spesifieke skoot te kan neem. Goeie, ek sien toe ek nou die berig gedoen het, ek lewer iemand kommentaar hier langs die kant. Hy sê Wim is seker afgetree. Nee, kyk, dit het baie lang tyd gevat. Jy weet, van die eerste keer wat ek Kommerskop toe gegaan het ek onmiddellik opgekom met die konsep en idee om in daai verlate strate ook 'n breinhyene potensieel te kan afneem. Ek het geweet in die strate en kry mense breinhyenes of mense kry breinhyenes in die area, jy weet. Ja. En nou ja, jy weet, die ou nou daarso om die geboue af te neem en so meer, maar natuurlik kom die wildfotograaf van 'n mens uit en jy wil baie graag die wild aspek in die ding inbring, maar jy weet, dit is moeilik, jy weet, daai diere is maar skugter, hulle hardloop weg en jy weet, hulle kom nie eintlik uit nie. Ek het met 'n sekuriteitsou daar gepraat en hy reken so 1 keer in 6 weke sal hy miskien spore sien wat deurkom. So ek geweet hulle is in die area en jy weet, maar hy moet maar net aanhou en probeer deurdruk. Ek het in die begin as ek so toe gegaan het ek sommer uit die hand uit probeer foto's neem en weggekruip in geboue om te kyk of ek nie een kan kry wat deur die strate loop nie. Maar dit het natuurlik nie gebeur nie, jy weet, die goed, jy weet, hoor jou, hulle kan jou ryk, jy weet, en daar's nie manier wat hy in hy spookdorp sal inkom nie. Toe het ek my eventueel opgegee en toe het ek begin oorskakel na camera traps of ek weet nie wat se camera trap in Afrikaans, jy weet, maar camera trap, ons het maar camera traps opgesit. En ja, so daai hele storie begin en jy weet, initieel was dit nie baie suksesvol geweest nie. Die kameras het natuurlik baie paksaag gekry met die woestynwinde en jy weet, sand wat op die kameras beland en goedes wat heeltemal, jy weet, daar's niks wat jy kan doen met die kameras eventueel, want jy moet maar weggooi, dit is heeltemal, jy weet, deur die woestyn opgevreet, jy weet. Maar jy weet, ek is altyd 'n glas of 'n koppie half vol mens, jy weet, so ek probeer maar altyd maar aanhou en deurdruk. En nou ja, dan sê omtrent 10 jaar later het ek eventueel 'n foto om te neem. Nou ek weet nie of dit 'n goeie ding is of 'n dom ding nie, jy weet, ek moes maar vroeër geleer het dat ek moes maar eerder opgehou het, jy weet, maar 'n ou druk maar deur, jy weet, en nou ja, ek het na al die effort het ek daarom 'n foto om te wys vir dit, ja. Hoe laat is daai foto geneem, Wim? As ek reg onthou, ek sou weer gaan kyk, maar ek dink dit was so 2 uur die oggend gewees. Goeie genigtig. En die lig wat 'n mens sien, is dit 'n volmaan gewees? Nee, so daai lig wat jy sien wat daar inkom, is natuurlik spreiligte wat van die Kommerskop, as jy daar by die sekuriteitsarea is, so kom ons sê so 300-400 meter van daar af weg is,
het hulle spreiligte wat dan oor hierdie spookdorp dan lig versprei, nou jy weet. En natuurlik daai tyd van die oggend het daai misbanke begin inbeweeg van die kus se kant af, jy weet. So jy het natuurlik daai eerie look wat 'n ou nou kan sien wat jy daar in die foto het, weet waar die mis nou inkom, waar dit nou reflekteer of die lig nou reflekteer van die gebou of in die misbank en bo. En natuurlik het jy dan die breinhede wat dan inkom van die regterkant. Dit is nou wragtig al die ideale omstandighede wat 'n fotograaf nou so wil hê vir 'n foto, soos daai beligting en die agtergrond, die hele ding kom alles bymekaar vir 'n perfekte foto. Ja, nee, dis hy. Jy weet en dis natuurlik wat die oordelaars toe nou raak gesien het en dis hoekom hy nou so goed gedoen het en weer die ouens kon verstaan, jy weet, hoeveel tyd en hoeveel moeite het ingegaan om daai foto toe eventueel te kry, jy weet. So nee, dis 'n groot eer en ek is baie dankbaar en dit natuurlik al daai moeite wat ou ingesit het oor al die jare om die foto te kry, die moeite werd gemaak. Wim, sê vir my en wat redigering aanbetref, ek dink baie mense verstaan nie wat nou nie fotograwe is nie. Wat baie mense sê, nee, die ding is gefotoshop en alle. Hoeveel redigering gaan daarin? Wat is die vereistes rondom dit? Ja, nee, hulle laat nie veel toe in hierdie kompetisie nie. So jy moet die oorspronklike foto van die kamera, jy weet, hulle noem dit jou rolfile, moet jy vir hulle deurstuur. En daar's nie verskriklik baie wat 'n ou mag doen daarso om die foto te verwerk nie, jy weet, jy kan so 'n bietjie kontras, jy kan so 'n bietjie lig doen, jy kan so 'n bietjie sharpening doen ensovoorts, jy weet, so klein goedjies wat 'n ou mag doen. En maar die minuut wat jy begin te veel peter aan 'n foto, dan gooi hulle onmiddellik uit, jy weet, so jy word onmiddellik gediskwalifiseer. So die eerste ronde is natuurlik om die foto in te stuur en dan daarna as hulle gesien het, weet hulle hou van die foto, dan vra hulle natuurlik vir jou rolfoto's. Hulle wil en daai foto mag net nog niks aan gedoen het, net so uit die kamera uitkom en hulle vat dan daai foto en vergelyk dit met dit wat jy dan vir hulle gestuur het. En natuurlik daar's bitter min wat mag verander dan daarso. En as dit dan binne perke is, dan kan jy jy weet dan is jy daarom nou nie gediskwalifiseer soos in my geval nie. Wat beteken so 'n toekenning vir 'n ou se loopbaan? Kyk, ek weet nie vir 'n ou se loopbaan nie, maar ek kan vir jou sê in 'n persoonlike hoedanigheid, dit is die grootste wat 'n ou kan kry, jy weet. Jy weet, in die wildfotografie wêreld en is dis die grootste, soos ek sê, dis die Oscars van die wêreld fotografie. En dit is iets wat almal na opkyk en almal wil daarin goed doen en almal, jy weet, dit is die heel grootste toekenning wat 'n ou kan kry. Jy weet, hierna al wat 'n ou nog boonop dit kan kry is, jy weet, die groot sponsors en ouens wat geld gooi na jou kant toe, wat ook al soos dit, maar jy weet, in terme van wat is dit, world recognition, jy weet, hierdie is die grootste wat 'n mens kan kry, ja. Jy het 'n belangrike ding genoem wat ek dink ons dalk net moet noem en ek weet dit omdat ek neem nie goed genoeg foto's om selfs eers 'n amateurfotograaf te wees nie, maar ek ry nou nogal graag in die wildtuin rond en my groot droom is om 'n leeu af te neem wat water drink, nê. Nou sê jy nou het jy 'n belangrike ding sê wat ek dink baie fotograwe moet hoor. Dis 'n groot deel van 'n goeie foto is geduld. Dis reg, ja. Jy weet, as jy weet jy wil daai foto hê van 'n leeu, nê, en jy wil hê hy moet water drink of wat ook al. Nou ja, jy moet jou gedrag van jou dier leer ken, jy moet weet wanneer hy graag wil drink, jy moet weet, hoe kan jy jouself in 'n situasie kry dat jy daai foto kan kry. Jy weet, so jy leer die gedrag van die dier. Jy leer die omgewing ken, so met ander woorde jy weet 'n leeu wat nou gevreet het aan 'n karkas of wat ook al soos dit, as hy gaan 10 na dit opstaan op 'n stadium en gaan water drink, of hy het vir dae nou nog nie 'n vangs gemaak nie en laatmiddag raak die goedjies honger en hulle begin rond te loop en die eerste ding wat hulle baie keer doen na 'n warm dag is gaan drink water. Weet jy, jy kan jouself opstel om jou kanse te verbeter om sulke foto's te kry, jy weet, en ek dink dit is op die einde van die dag wat 'n ou maar moet doen, jy weet, jy moet vooruit dink, en die ou wat vooruit dink is nie net reagerend tot die situasie nie,
hy beplan sy situasie, hy beplan sy geluk, hy beplan sy foto's en ek dink dit is die volgende stap wat hy kan neem as fotograaf. Wim van der Heever, baie dankie dat ek met jou kon praat. Lekker gewees om met jou te praat. Alles van die beste vir jou. Lekker. Ek waardeer dit verskriklik, dankie en groete daai kant. Groetnis. Daar is hy, mooi bly. Bye bye.